Ok julle, ons gaan aan met Hosea 8. Die ondergang van Efraim is naby. Die basyn aan jou mond, soos 'n arend skiet, dit neer op die huis van die hemelse Vader. Omdat hulle die verbond oortree het, en teen my wet gesondig het, my roep hulle toe. My God, ons Israel, ken U. Israel het goeie verwerp, die vyande sal hom agtervolg. Hulle het konings aangestel, maar nie uit my nie. Hulle het vorste gekies, maar sonder my wette. Van hul silwer en goud het hulle vir hulle afgode gemaak, tot hulle verderf. Jou kalf, o Samaria, is afskuwelik. My toorn is teen hulle ontvlam. Hoe lank sal hulle tot reinheid onbekwaam wees? Wat dit ook uit Israel, 'n smid het dit gemaak. Dit is geen God nie, maar tot splinters sal dit word, die kalf van Samaria. Want hy saai wind, maar hulle sal storm maai. Dit het geen halm nie, wat uitspreek lewer geen meel op nie. Selfs as iets dit oplewer, sou vreemdeling dit verslind. Israel is verslind, alreeds is hulle onder die volke, soos iets wat waardeloos is. Want hulle het opgetrek na Assur, 'n wilde esel, wat eiesinnig rondloop, is Efraim. Hulle het onwettig bondgenootskappe gewerf. Ook al die werf hulle onder die volke. Ek sal hulle nou saamraap, en hulle sal begin minder word, weens die laaste, deur die koning van die vorste opgelê. Want Efraim het die altare vermenigvuldig om te sondig. Die altare het vir hom tot sonde geword. Ek het hom 10.000 leringe van my wet voorgeskrywe, maar dit word as iets vreemds geag. Slagoffers my aangebied, of vir hulle vleis is dit, en hulle eet. Die hemelse Vader het geen behae daarin nie. Nou sal hulle aan hulle ongeregtigheid dink, en oor hulle sondes besoeking doen. Hulle sal teruggaan na Egipte, omdat Israel sy maker vergeet het, en paleise gebou het, en Juda 'n menigte versterkte stede. Daarom sal ek 'n vuur in sy stede slinger, wat sy paleise sal verteer. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 9. Die sondes van Israel en die gevolge daarvan. Wees nie bly met gejuig, o Israel, soos die volke nie, want jy het gehoereer van jou God af weg. Jy het 'n hoereloon liefgehad op al die konings dorsvloere. 'n Dorsvloer en 'n parskyp sal hulle nie voed nie, en die mos sal hulle in die steek laat. Hulle sal in die land van die hemelse Vader nie bly nie, maar Efraim sal na Egipte teruggaan, en Assur sal hulle eet wat onrein is. Hulle sal vir die hemelse Vader geen wyn uitgiet nie, en hulle slagoffers sal vir hom nie welgevallig wees nie. Soos tranebrood sal hulle spys vir hulle wees. Almal wat daarvan eet, word verontreinig, want hulle brood is vir hulle self. Dit sal nie in die huis van die hemelse Vader kom nie. Wat sal julle dan doen op die feestyd en op die feesdag van die hemelse Vader? Want kyk, hulle gaan heen weens verwoesting na Egipte. Sal hulle versamel, mof hulle begrawe. Onkruid sal hulle die skat van silwer goed in besit neem, dorings in hulle tente wees. Die dae van besoeking het gekom, die dae van vergelding het gekom. Israel sal dit ervaar. Die profeet word 'n dwaas, die man van die gees 'n waansinnige weens die grootheid van jou ongeregtigheid, en omdat die vyandskap groot is. Efraim is 'n spioen teenoor my God. Wat die profeet aangaan, die net van 'n voëlvanger is op al sy weë gesprei, vyandskap in die huis van sy God. Hulle het baie verkeerd gehandel, soos in die dae van Gibea. Hy sal dink aan hulle ongeregtigheid en besoeking doen oor hulle sondes. Ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn. Ek het julle vaders gesien soos voorvye van die vyeboom in sy eerste groei, maar hulle het na Baal Peor gekom, en hulle aan die skandegode toegewy, en 'n verfoeisel geword, net soos die voorwerp van hulle liefde. Efraim, sy heerlikheid sal wegvlieg, soos 'n voël, geen geboorte, geen moederskap, geen ontvangenis meer nie.
Ja, al sou hulle hul kinders grootmaak, ek maak julle kinderloos, soos mense, ja, wie hulle self ook, as ek van julle wyk. Efraim, soos ek dit sien, na Tyrus heen, is geplant, en 'n mooi omgewing, maar Efraim sal sy seuns na die moordenaar moet uitbring. Gee hulle, o Hemelse Vader, wat sal U gee? Gee hulle 'n kinderlose moederskoot en 'n uitgedroogde borste. Al hulle boosheid is byeen in Gilgal, want daar het hulle begin haat weens die boosheid van hulle handelinge. Ek sal hulle uit my huis uitdrywe, hulle nie meer lief hê nie. Al hulle vorste is opstandig. Efraim sal getref, hulle wortel het verdor, hulle dra geen vrug meer nie. Ook wanneer hulle kinders baar, sal ek nogtans die lieflinge van hulle skoot ombring. My God sal hulle verwerp, omdat hulle na hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 10, verwoesting van Efraim se heiligdom en die val van sy koning. Israel was 'n weelderige uitbottende wynstok wat sy vrug voortgebring het. Hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou, hoe beter dit met sy land gesteld was. Des te beter het hy die klippelare gemaak. Vals is hulle hart. Nou sal hulle daarvoor boet. Hy sal hulle altare stukkend breek, hulle klippelare verwoes. Ja, nou sal hulle sê, ons het geen koning nie, want ons het die Hemelse Vader nie gevrees nie. En die koning, wat sou hy vir ons kan doen? Hulle het groot woorde gespreek, vals gesweer, verbonde gesluit, en soos gifplante spruit die oordeel uit in die fore van die landerye. Oor die kalf in Bet Aven sal die inwoners van Samaria besorg wees, want sy volk sal oor hom treur, en sy afgodspriesters oor hom sidder, oor sy heerlikheid, omdat dit van hom weggevoer is. Hy sal ook self na Assur weggevoer word, as 'n geskenk aan koning Jareb. Skaamte sal Efraim aangryp, en Israel sal beskaamd staan oor sy eie raadsbesluit. Samaria word vernietig, sy koning is soos 'n spaander op die water. En die hoogtes van Aven, Israel se sonde, word verdelg. Dorings en dussels sal opskiet op hulle altare, en hulle sal tot die berge sê, bedek ons, en tot die heuwels val op ons. Sedert die dae van Gibea het jy gesondig, o Israel. Daar staan hulle, moet die stryd teen die kwaaddoeners hulle nie oorval in Gibea nie. Dit is my begeerte om hulle te tigtig, en volke sal hulle teen hulle versamel word, as hulle gebind word aan hulle twee ongeregtighede. Maar Efraim is 'n geleerde jong koei, wat gewillig dors, nogtans sal ek self oor haar mooi nek gaan. Ek sal Efraim laat trek, Juda sal die ploeg trek, Jakob sal die eg sleep. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid. Maai in ooreenstemming met liefde, braak vir julle 'n braakland, want dit is die tyd om die Hemelse Vader te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Julle het goddeloosheid ingeplooi, julle het slegtigheid gemaai, die vrug van leuns geëet, omdat jy op jou weg vertrou het. Daarom sal daar oorlogsrumoer onder jou volke ontstaan, en al jou vestings verwoes word net soos Salman Bet Arbel verwoes het. In die dag van oorlog, moeders is met kinders en al verpletter, net so het Bet El aan hulle gedoen, weens hulle ontsettende boosheid. In die môre vroeg is dit gedaan met die koning van Israel. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 11, die liefde van die Hemelse Vader en die ondankbaarheid en weerspanningheid van Israel. Toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat opgaan. En ek self het Efraim leer loop. Hy het hulle op sy arms geneem, maar hulle het
nie erken dat ek hulle genees het nie. Met die mense bande, met koorde van liefde het ek hulle getrek, en ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen aflig. En ek het my na hom neergebuig, ek het hom voedsel gegee. Hy sal na Egipteland nie terugkeer nie, maar Assur, die sal sy koning wees, omdat hulle geweier het om hulle te bekeer, en die swaard sal geswaai word in sy stede, en sy grendels vernietig en verteer weens hulle planne. Want my volk dwing om van my afvallig te word, en as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Adma, jou gelykstel en Sibeon? My hart is omgekeer, en my tegelykertyd is my medelee opgewek. Ek sal my toorngloed nie laat geld nie, ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie, want ek is God en nie 'n mens nie, 'n heilige in jou midde, en ek sal nie kom in die grimmigheid nie. Hulle sal agter die Hemelse Vader aantrek, hulle sal brul soos 'n leeu, want hy sal brul en die kinders sal sidderend van die seekant aankom. Hulle sal sidderend aankom soos 'n voeltjie uit Egipte en soos 'n duif uit die land van Assur, en ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek die Hemelse Vader. Ons gaan aan met hoofstuk 12, die ontrou van Efraim en Juda. Efraim het my omsingel met leuns, en die huis van Israel het met bedrog, terwyl Juda nog altyd bandeloos is teenoor God, ja, teenoor die Allerheiligste, die getroue. Efraim hou hom besig met winde, en hy agtervolg die oostewind. Die hele dag vermeerder hy leuns en geweld, en hulle sluit 'n verbond met Assur, terwyl olie na Egipte gevoer word. Die Hemelse Vader het ook twis met Juda, en hy sal oor Jakob besoeking doen volgens sy weë, hom vergelde na sy dade. In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou, en in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die engel geworstel en oorhand gekry. Hy het geween en hom gesmeek by Bet-El. Het hy hom gevind en daar het hy met ons gespreek. En die Hemelse Vader God van die leerskare, die Hemelse Vader is 'n gedenknaam. En jy, tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde en reg. Ek hoop gedurig deur op jou, God. Kanaan, in sy hand is daar 'n valse weegskaal. Hy hou daarvan om af te pers. Maar Efraim sê, tog het ek ryk geword. Ek het vir my 'n vermoë verwerf. Alles wat ek verwerf het, is nie genoeg op my enige sondeskuld te lê nie. Maar ek is die Hemelse Vader jou God, van Egipte land af. Ek sal jou weer in tente laat woon, soos in die dae van die hittefees. Ek het ook tot die profeet gespreek, en ek het gesigte vermenigvuldig, en deur middel van die profete gelykenis voorgedra. Was Gilead goddeloosheid, hulle het louter nietigheid geword. In Gilgal het hulle beeste geoffer, so sal dan hulle altare wees soos kliphope op die fore van die landerye. En Jakob het gevlug na die veld van Aram, en Israel was diensbaar vir 'n vrou as loon, en vir 'n vrou het hy vee opgepas. Maar deur die profeet het die Hemelse Vader Israel uit Egipte laat optrek, en deur die profeet is hulle opgepas. Efraim het die Hemelse Vader bitterlik geterg, daarom sal hy sy bloedskulde op hom laat neerkom. Ja, sy Hemelse Vader sal vir hom die aangedane smaad vergelde. Tot sover. Ons gaan aan by hoofstuk 13. Israel se sonde en sy kastyding.
As Efraim net gespreek het, was daar siddering, hoog het hy gestaan in Israel, maar hy het hom skuldig gemaak deur die Baal en gesterwe. En nou gaan hulle voort om te sondig en het vir hulle gegote beelde van hulle silwer afgode gemaak, volgens hulle insig geheel en al smidswerk. Van hulle word gesê, die mense wat offer vereer kalwers met kusse. Daarom sal hulle wees soos 'n môrewolk en soos dou wat vroeg weer verdwyn, soos kaf wat wegvlieg van die dorsvloer en soos rook uit die venster. Tog was ek, die Hemelse Vader, jou God, van Egipte land af, en buiten my het jy geen God geken nie, ja, behalwe my is daar geen heiland nie. Ek het jou in die woestyn geken, in die land van droogtes, ooreenkomstig, hulle weivelde het hulle versadig geword. Toe hulle versadig was, het hulle hart hoogmoedig geword, en daarom het hulle my vergeet. Toe het ek vir hulle soos 'n leeu geword, soos 'n luiperd lê ek by die pad en loer. Ek val hulle aan, soos 'n beer wat van kleintjies beroof is, en ek skeer hulle borskas oop, en soos 'n leeuwin verslind ek hulle daar. Die wilde diere van die veld sal hulle verskeer. Dit is jou verderf oor Israel, dat jy teen my, jou helper, is. Waar is nou jou koning, dat hy jou kan verlos, en al jou stede en jou regters, van wie jy gesê het, gee my 'n koning en 'n vors? Ek gee jou 'n koning in my toorn, en ek neem hom weg in my grimmigheid. Saamgebind is die ongeregtigheid van Efraim, weggebere is sy sonde. Barenswee sal hom oorval, en hy is 'n onverstandige kind, want as tyd daar is, stel hy hom nie in die kindergeboorte nie. Uit die mag van die doderyk sal ek hulle loskoop. Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensie? Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir julle oë verborge. Wanneer hy vrug dra onder die broers, kom 'n oostewind, 'n wind van die Hemelse Vader, wat uit die woestyn opkom, dan droog sy fontein op, en sy bron dor uit, die sal die skat van allerhande kosbare voorwerpe roof. Tot sover. Dan aan met hoofstuk 14, oproep tot bekering en belofte van vergifnis. Samaria sal daarvoor boet, omdat hy weerspanning was teen sy God. Hulle sal val deur die swaard, hulle kinders sal verpletter en hulle swanger vroue oopgesny word. Bekeer jou, Israel, tot die Hemelse Vader jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. Neem woorde met julle en bekeer julle tot die Hemelse Vader. Sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat is, dan sal ons die offerdiere ons lippe aanbied. Assur kan ons nie red nie. Op perde wil ons nie ry nie, en tot die werk van ons hande nie meer sê, onse God nie, want by u vind die wees ontferming. Ek sal hulle afkeerigheid genees, hulle vrywillig lief hê, want my toorn is van hulle afgewend. Ek sal Israel wees soos die dou, hy sal bloei soos 'n lelie, en sy wortels uitslaan soos die Libanon. Sy lote sal uitsprei, en sy pragt wees soos die van 'n olyfboom, en sy geur soos die Libanon. Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei, en hulle self sal bloei soos die wingerdstok. Die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Libanon. Efraim, wat het ek nog met die afgode te doen? Ek het hom verhoor en hou my oog oor hom. Ek is soos 'n groen sipres, uit my word jou vrug gevind. Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let. Wie verstandig is, laat hom dit erken, want die weë van die Hemelse Vader is reg, en die regverdiges sal daarop wandel, maar die oortreders daarop struikel. Tot sover. Julle, dis die einde van Hosea. Ons sal dan met die volgende
keer met die volgende boek aangaan, wat dan nou Joel sal wees. Goeie julle, bye.